Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis my vriend, hoe lyk dinge daar so? Lekker man, Vrydag aand. Ek het so pas die seiltjie gegooi oor die Moerkoffie Express. Ek wil nou nie daar moet water op die starter kom. Of sulke tipe goed dit lyk asof het vanaand dalk 'n bietjie mag reën. Maar ja, morgenoggend 8:00 Moerkoffie Express, net hier op die stasie vir die nuwe generasie. Kyk hier, hierdie week is al weer lekker gewees, man. Ai, sulke interessante goed. Maar nie net hier in Suid-Afrika nie, ook wêreldwyd, jy weet. Die Beslanga Kommissie is nog steeds aan die gang. Het lyk my so bietjie bedaar daar by die parlementêre komitee. Maar hierdie week natuurlik uitgesit 4 dae vir luitenant-generaal Sibiya, Shadrack Sibiya. Dit was nogal interessant geweest. Hy het letterlik 'n hele dag gevat om mense net te beswadder en amper soos, jy weet, destyds in die klas, wie eerste gegooi met 'n stuk papier of hulle die haal mee geslaan of wat ook al. Nee, juffrou is hy. Juffrou, hulle doen dit die hele tyd. Juffrou die, juffrou daai. En hy het letterlik die hele tyd probeer om ander mense in te trek en so. Ja, maar hulle doen dit. En nou word die vinger net na hom gewys. My team was saying to me, read your statement, and then make notes on the side. Now I read my statement and I make notes on the things that I want to say as examples, because if I had to give it to them, it's going to be a very long document. So I thought some of the things I'll speak to. Now, if I am not able to point them out, I know my legal, like I said initially, she said to me, whatever that you want to say, let's discuss it first. But I thought some of these things will be relevant to the work that has been done by the Commission. But I will take advice, Chair, from you with respect. I will then just for now keep quiet and then listen what the Council will advise me on. I will read the statement. My only pain is that my story is not known. Even out there, the whole country watching me, and when I'm supposed to bring now my story, I'm going to live here now not having brought their own story that relates to the work of the Commission and the work that I'm doing, or that I did that involved them, including even in criminal activities. Ons moet onthou, daar was 'n minister van polisie en hy is net die sidekick. Fanny Masemola, hy is die kommissaris. Hy is net die onderkommissaris. En hy kan nie vir Fanny nee sê nie. Nee. Maar die stories wat loop is dat hy het baie kere nie gedoen wat Fanny vir hom gesê het nie. Want hy en die minister, Mchunu, hulle was eintlik die brasse gewees. Maar nou wat interessant is, onthou jy nog van verlede week af, onthou jy hierdie ou meisiekind, wat so Ozempic gekry het. Brazilian butt lift, for those who don't know. If we're mentioning all of these names, let's mention all of these medical terms. I suppose my difficulty, Brigadier, is that you seem to be wanting to imply something to the Commission, or I might be reading into what you're saying. Because you're saying, I only asked my boyfriend for Ozempic, while others have asked for BBLs. Sy was besig om haar skoene van binne af uit te trap. So, sy was 'n bietjie gewig verloor het vir die lover boy. Die liefde, niks is te moeilik of te swaar vir die liefde nie. En toe vra hulle vir haar, maar wat van hierdie BBLs? En ek self het nie geweet. Wat die hel is 'n BBL nie? En ek het gedag is dalk hier of nog een van daai van die speelgoed, jy weet mos. Jy weet waarvan ek praat. Daai brrrr. Ek goed jy amper met kan gras sny. Maar
Toe kom ons agter, dit staan vir Brazilian butt lift. Is om jou, as jou hol uitsak, jy weet, soos daai ou hoenders wat al vir 10 jaar eiers lê, dan lyk my werke om vir jou weer op, laat hy daar bly. Jy weet, amper soos waar hulle die buurste 'n bietjie optel. En warraggies, check gou wat het die ou meisiekind gesê? No, I'm just talking about Ozempic and BBL. Is BBL too expensive, perhaps? So what you are saying is you ask for something that costs only 4,500 rand for 3. I think if I will have asked him for BBL, he was going to finance it. Sien jy nou, hierdie ding, hierdie goed wat so belaglik klink of skokkend is, dis nie so skokkend nie, dit is hoe dit is. Wat luister hier, wat sê Sabia? Now I'm at the right platform where I'm supposed. I've kept quiet. They've brought many witnesses. Everything's about me. Somebody spoke about the BBL. And I know Commissioner Kumalo was also asking questions about the BBL. She reported to me she was sitting in, she could not sit in the car. She was lying in the car because she had to spend over 3 months without sitting. Hello. En toe, en dit is amper poëties mooi gewees, gaan kyk in Sona, dis nou die afterparty waar almal nou praat en hulle sê wat hulle nou dink van die staatspresident se orasie of sy toespraak oor wat nou vir ons voorlê. Gaan ons nog 'n paar superstede bou, gaan ons nog 'n paar groot damme bou, gaan ons 'n heining, let's build a wall, gaan ons grense regmaak wat ons gaan doen. Toe kom Retief Odendaal, eens die burgemeester van die koalisie hier in Nelson Mandela Bay so seker 3 jaar terug. En gaan kyk die hele ding, maar ek gaan nou nie die hele ding vir jou speel nie. Aan 'n neutedop gestel was dit 'n pragtige toespraak. En ek wil een ding sê, Retief, as daar meer sulke mense soos hy in die DA is op die oomblik, dink ek gaan die DA baie beter doen aan die einde van die jaar die munisipale verkiesing. Maar ongelukkig is daar nie so baie van hulle nie. Maar hy het hierdie, en ek wil dit amper 'n driftige orasie noem. Dis mooi, dis soos 'n swaar klassieke stuk, dit sy oomblikke, so gaan kyk die hele ding. Maar hy het hierdie gesê. Honourable President, members of the House, I rise to address this House on behalf of the people of the Eastern Cape. The Eastern Cape is consistently an afterthought. The President's State of the Nation address was just another example of this. The people in the Eastern Cape marched on Monday to demand the deployment of the SANDF in gang-riddled Nelson Mandela Bay communities after the Metro was left out of the President's speech. Crime in our province is out of control. Annual statistics show that you are still more likely to get raped and murdered in the Eastern Cape than anywhere else in the country. SAPS is failing at every turn due to catastrophic underfunding and lack of resources. Nelson Mandela Bay should have featured in SONA. But the people of the Eastern Cape are all too familiar with broken promises and policy cycles and band-aid solutions that do not address systemic failures of governance. Chairperson, the Eastern Cape is a province of extraordinary resilience. It is the birthplace of giants rich in its history, culture, and natural beauty. It is home of agricultural strength, manufacturing potential, world-class ports, an automotive sector that anchors Nelson Mandela Bay and Buffalo City. But just because we are resilient does not mean we can be an afterthought or completely ignored. But a city's potential cannot be realized without leadership that delivers, budgets that work,
and accountability that means something. Over the last 2 financial years, Nelson Mandela Bay has sent back more than R1 billion in unconditional grant funding. The leadership gets the money, but they cannot spend it. I'm shocked. Honourable President, the Eastern Cape has given this country business and political leaders of formidable stature. We stand back for no one. But our people have been patient. They will no longer be fooled. They are hopeful, but they are not naive. In the end, history will not judge this administration by the elegance of our speeches. It will judge it by where the taps run, where the streets are safe, where the jobs exist, and where the hope is restored. Hallelujah. The Eastern Cape stands to shine. It's ready to shine. Nelson Mandela Bay stands ready to lead. What we require is governance that matches our potential. Let's get Nelson Mandela Bay and the Eastern Cape working again. Dan al verlede week se sauna wat baie min mense beïndruk het. Jy kan seker ook nie verwag hy moet oor alles praat in 40 minute of wat nie. Maar nee man, voor vaak sê, nee. Jy moet die belangrikste goed is, moet jy daadwerklik vasvat. En die ander ding is, jy moet nie provinsies uitsluit nie. Julle het ons besluit, julle is nie happy net met 4 nie, julle soek 9 provinsies. Want dit was so baie lekkerder as ons die land in 9 dele opdeel met 9 provinsiale administrasies. Dan kan ons mos nou lekker steel. Soos daai oom destyds, ek by die KP was, nou is eendag 'n vergadering, ek dink, het was so in 1987. Toe begin die geleide mos al so kom van, hierdie ding gaan nou so werk en so, en Evie is so op die punt waar hy begin met die wigte en die teenwigte. Ja, Evie was 'n bodybuilder, hy het gewerk met wigte en teenwigte, dien jy dalk vergeet het. Toe staan die oom op, toe sê hy, die oom, maar nou gaan ons al lekker steel, jong. Ja, julle het hom opgedeel in 9 provinsies. Maar dit was maar weer eens 'n ou gemodder gooi, wat sien na die sona, vir so 'n dag of 2, dan sit almal nou saam in die groot tent hier staan. En op daai noot wil ek graag weet, want niemand praat daaroor nie. As die president ons nou wil praat oor iets wat die GNU nou reggemaak het, hoekom praat hy nie van wat gebeur by die parlement nie? Want die parlement het al afgebrand seker 4 jaar gelede. Hoekom is dit nou nog nie herstel nie? As die ekonomie so wonderlik doen en jy gee verhogings alweer vir die staatsamptenary en so, is dit maar net om stemme en eenheid te koop, meneer die president? Maar hoekom vertel jy nie vir ons van wat gaan aan die parlement nie? Het jy nog nie die parlement geherbou nie? Sisa man. Nee man, julle kan ons nie vir altyd in 'n tent sit nie. Of in die stadsaal nie. Nee man, dit werk ons nie so nie. Maar dit was om trots. Jy weet. Maar anyway, het was maar die gewoonlike ou moddergooiery, maar ek wil gou vir jou hierdie meisiekind van die MK speel, wat sy gesê het vir die president. Jy sal altyd onthou word vir een ding. Jy sê, jy is ons leier. Jy gaan ons lei uit na die beloofde land toe. Kyk hierdie ene. Because you said you are the servant of the people, but the servant of the people does not perform a symbolical secrecy of hidden wealth. You, President, will forever be remembered for one image, dollars concealed on a sofa in Palapal. Honorable Mokoena, can I ask you to resume your seats again, please? En nou gaan ons 'n bietjie buiteland toe, want toe bars 'n bom. Nou het altyd gesê, toe ek springstofkursusse gedoen het en so aan, het ons instrukteur altyd gesê, 'n bom kry 'n baba se doek. Ons werk hier met springstof. Maar hoe dit ook al sê, daar bars toe 'n bom in Engeland.
En die ding kom 'n baie lang paadjie aan. As jy die hele Epstein-storie volg, wat ek nou al doen, seker van, ek weet nie, 2012 rond, of was dit dalk 2010, toe Epstein die eerste maal kampdag tronk toe gegaan het. Want ek net, ons praat in Suid-Afrika van ouens wat so soort van, die wet geld nie werklik vir hulle nie. As jy baie geld het, dan is die hof jou plek. As jy nie geld het nie, luister mooi, as jy nie geld het nie, bly so tonnes ver weg as moontlik van 'n hof af. Moenie eers kyk na die hof nie, stap net verby en kyk aan 'n pad. So hy het met sy eerste vonnisoplegging, het hy 'n lekker sweetheart deal gehad, soos hulle sê. Waar hy tronk toe gegaan het, maar hy kon in die dag uitkom en sy besigheid gaan doen. Hy was mal oor voetmassages en allerhande kopmassages en al sulke goed. En hy het daarvan gehou as meisies wat minderjarige is, dit vir hom gee. Wat hom in die wetboeke 'n pedofiel maak. En as jy met minderjarige kinders lol, o ja, dan kan jy tronk toe gaan. Maar hy het 'n sweetheart deal gekry. Destyds, ou wat later dan, kan hy sy naam onthou nie, Donald Trump sy regterhand geraak het vir 'n kort tydjie totdat hulle hom uitgewys te gesê het, hey, wat het jy gedoen na die tyd? Toe moes hy bedank. Maar hierdie storie loop nou baie lank en daar's baie bekende mense wat betrokke is met dit. En daar's mense wat beweer, Lex Wexler van Victoria's Secret en al sulke ooms soos Bill Clinton wat destyds gesê het. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. I don't know that woman. Destyds toe hulle vir hom en Monica agter sy lesenaar betrap het. En hy het gesnaakse kolle gehad het op sy baadjie. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. So, al hierdie ouens is daar, en dan is daar natuurlik Prins Andrew, lieflik seun van die koningin. En daar was 'n jong meisie, sy was destyds 17, en sy het 'n foto destyds gewys en gesê, hier staan ek met Prins Andrew, arm om my lyf, en hy het met my gepeuter. Die ding het aangegaan vir jare, daar's mense wat sê, Virginia Giuffre, dis haar naam, vertel eens. Maar nou ja, die waarheid is 'n lelike ding. Hy kom partykeer en hy bap jou in die hol. Jy kry net iewers skielik so 'n pyn. En dan het jy 'n probleem. So, hierdie ding het 'n aanleiding gegee dat die koningin toe sy gelewe het, blykbaar 12 miljoen pond aan Virginia Giuffre betaal het. Maar sy het gebly in Australië die afgelope paar jare, blykbaar in 'n baie abusive verhouding met haar man. En hulle sê, sy het selfmoord gepleeg verlede jaar nie was. Het kan dalk in die einde 2024 ook gewees het. Maar die ding wil net nie gaan kop neerlê nie. En indien jy dit nou nog opgetel het, jy praat van die Epstein files, daar is blykbaar iets soos 3 miljoen van hulle of wat. En die Amerikaanse regering sit nou met 'n dilemma, want die groote president van die greatest country in the world, sy naam word genoem. Hy was baie
baie betrokke by Jeffrey Epstein, wat heel onskuldig kan wees. Alhoewel hulle sê, Jeffrey was 'n groot vriend van hom. Jeffrey het 'n eiland toe gehad, en blykbaar was die don op die eiland, die don het op sy jet gevlieg en al daai tipe goedes. Maar dit is nou na bewering, weer eens. So, Pam Bondi, sy kyk so skrapsie oor Trump se skouer, klein dogtertjie. Sy kyk altyd of papa alright is. I think it's a shame. I think it's very sad. I think it's so bad for the royal family. It's really interesting because nobody used to speak about Epstein when he was alive, but now they speak. But I'm the one that can talk about it. I love it when you talk foreign. Because I've been totally exonerated. I did nothing. Sy het eers gesê, sy het al die files, toe kom sy sê, sy nee, maar sy het dit eintlik nie. Daar's niks nie, en toe begin hulle druk oppak, en druk oppak, en druk oppak. Jy sien die Amerikaners wat die kakkie, as hierdie lot hier in Amerika geregeer het, is hulle lankal in die tronk. Onomwonde. Was nie ouens uitgeval het by hotelvensters nie. Nee, hulle is in die tronk gesit het. So, die Amerikaanse publiek het baie druk begin sit op Donald. En nie net die linkses nie, van die Republikeine ook. So nou begin hulle daai leers vrystel en vrystel. Intussen is die lieflingsseun van die koningin, is hy heeltemal van al sy ampte gestroop. Hy is nie meer die prins nie, hy is niks nie, hy bly nie eers meer in sy amptswoning nie. Charles, sy broer, die koning, King Charles, het vir hom 'n plekkie gegee om te bly. En raai wat gister, toe arresteer hulle vir hom. 17-year-old Virginia Giuffre, trafficked by convicted paedophile Jeffrey Epstein. She produced this photo to prove they met. How do you explain that? I can't. Because I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. But Giuffre says she remembered the night well. Andrew was sweating profusely. He had an answer for that too. I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time, and that was, yes, I didn't sweat at the time because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. Andrew says at no stage did he ever suspect Epstein was trafficking underage girls. Actually, honestly, really pleased. I think it's about time. Ja, hulle het hom nou blykbaar gearresteer op beweringe nog steeds by die Epstein files, maar blykbaar ook toe hy sy onbekleed as 'n man wat die hele wêreld rondgevlieg het om deals te maak, amper soos Donald Trump, het hy blykbaar 'n bietjie sy perke oorskry. So hierdie gaan 'n interessante ding wees. Het gaan 'n baie interessant wees. En as jy kyk na die foto, hoe lyk die man se oë waar hy teruggeneem word na sy blyplekkie toe, lyk hy heel verstorm. Of daar's iets seer onder of iets seer bo, miskien is sy kop seer. Maar wat ook interessant is dat gister is die jongste seun, ek neem aan is die jongste, ek weet nie hoeveel kinders Robert ook albei gehad het nie. Hulle hang mos die hele tyd hier uit in die land en so. En ek weet nie of die oudste een is, Rob the second of Rob the third of whatever. As jy reg kan onthou so 'n paar jaar terug, het een van die seuns gebly met sy verloofde of meisie, en toe kom Grace blykbaar oor. Ek dink Robert was so half 1 voet in die graf of whatever, of dalk was hy al dood, goeie ding. Toe kom sy oor en sy gee daai verloofde of aanstaande skoondogter 'n moesepak slaap, blykbaar met 'n strykyser se draad, of sommer met die hele strykyser, niemand weet nie, maar daai saak het sy nog nooit voorgekom nie. Sy is uit die land uit terug Zimbabwe toe, en blykbaar kan sy nou nie inkom nie, maar haar seun, die jongetjie, daar was gister blykbaar 'n geskietery by 'n huis in Hyde Park in Johannesburg, gisteraand. En toe
het hulle vir hom gearresteer en so 'n paar ander katte wat saam met hom rondgeloop het. Nou jy sien Suid-Afrika is deesdae 'n lêplek vir skurke, vir maffia, vir enige iemand wat 'n karakter het. Hy kan hier na toe kom, baie maklik om in te kom in hierdie soewereine staat van ons, né? Ons moet nie dit vergeet nie. Die president sê altyd South Africa is a sovereign state. So daai dingetjie is interessant. In Engeland word 'n ex-prins word toegesluit en gewone vra. Nie in Suid-Afrika word die ex-president, the great Robert Mugabe se seun, met 'n skietery word hy verbind. En as jy luister na hierdie ou in hierdie video, klink dit vir my hy is 'n eerste klas kakmaker. Hy en sy broer, hulle gaan so in en uit die land uit en doen wat hulle wil doen. Over the years, that is particularly drinking a lot and getting into some cycles involving drugs and other things like that. I mean, they are really serious party lovers. They always paint town red, whether they're in Harare, whether they're in Joburg. And of course, one of the reasons why this is happening is the environments in which they grow in. And then prior to that, he had been involved in another incident in which he had attacked a police officer who was trying to search a car. It's like he was traveling from Joburg to Harare. And then when they crossed the Beitbridge border post, which is the border between South Africa and Harare, they were stopped about 60 kilometers north of Beitbridge. And then instead of cooperating with the police, then he chose to attack the police. And all these incidences, they've happened consistently, showing a pattern of hooliganism, impunity, and general lawlessness. En hy aardig genoeg, as jy die laaste stukkie mooi luister, die kar wat hulle daar gekry het op die toneel, pikswart BMW, met blou ligte. Also, to just give you some breaking news, as you can see on the side of your screen there as well, this vehicle in shot right now that is outside of the Mugabe home in Hyde Park in Sandton is said to have been fitted with white and blue lights, police sirens there as well, found at the scene of this Hyde Park shooting. Police are said to be seizing this vehicle from the Mugabe home. The key aspects to all of this we will still find out more about, shall I say, because of police said to offer. Het toch ketters in die tronk? Of voorsien, maybe het 'n Midas tak iewers of iets, hy voorsien nog steeds ligte van hierdie manne. Anyway, klaar gepraat, lekker gewees om jou te chat. Sien jou môreoggend op die trein en onthou, moet nou nie 'n fout maak nie. Skink jou moerkoffie in voor die tyd, want môreoggend gaan ons jaag, papie. Radio South Africa, your voice. 24/7.